Spreuke 18 vers 21. Die tong het mag oor dood en lewe. Die wat lief is om te praat, sal die gevolg dra. Maar veral die tong het mag oor dood en lewe. Dis vir ons as gelowiges baie belangrik om te besef dat wat ons van mekaar sê en hoe ons oor mekaar getuig 'n baie belangrike deel is van wie die Here ons maak en wat hy van ons wil hê. Hoe ons van mekaar gesels is 'n groot deel van disippelskap. En om die waarheid te sê, ek myself, en ek is seker sonder uitsondering, julle ook, praat baie keer oor mense se lewens sonder om die konteks te ken. Sê baie maklik goed oor iemand se karakter sonder om die persoon te probeer verstaan. Ons spreek onsself uit, ons hou baie daarvan om te praat en ons praat maklik oor ander mense. Ek vang myself gereeld dat ek besig is om oor ander mense te praat. Dit is so, ons gaan later by daai punt kom dat 'n deel van my werk en verantwoordelikheid voor die Here is om oor julle te praat. My ma het altyd vir my geleer, niks wat jy nie vir iemand in hulle gesig in liefde kan sê nie, moet jy agter hulle rug van hulle vir iemand anders sê nie. Binne dit die belangrike ding dat liefde altyd die maatstaf is. Gereeld het ek en Bram in die tyd wat ons saam bedien het, moeilike huisbesoeke gehad by lidmate wat nie, kom ons sê, vermaaning, daardie tipe goed gevat het nie. Of mense wat groot stof opgeskop het en gevegte veroorsaak het. En een aand, toe ek vir Bram gaan oplaai, toe deel hy met my, Donsie se laaste woorde was aan hom, onthou, die liefde oorkom 'n menigte. En dit het soort van my motto geraak, wanneer ek na hierdie soort besoeke toe gaan, of in hierdie soort moeilike gesprekke is. Die liefde oorkom 'n menigte. So wat ek in liefde vir jou wil sê, is al wat ek in liefde agter jou mag sê. Kom ons kyk net eers na die mens se natuur. Dis in ons natuur om te wil praat van mense. Dink byvoorbeeld aan kindertjies. Bietjie groter seuns dalk, sal met groot gemaak en opgewondenheid praat oor hulle sportheld. As hulle dalk hulle sportheld ontmoet het, of kunstenaar wat vir hulle bekend is ontmoet het, dan sal hulle al hulle maatjies gaan vertel. Alles wat hulle beleef het van hierdie persoon. Dis binne hulle natuur, ons sien dit in kinders. Of ons as groot mense, binne in ons gesprekke, sal baie maklik vir mekaar vertel van ander mense se lewens. Hoorie, het julle gesien, hierdie ou is vervolg as 'n misdadiger. Of hoorie, het julle gehoor wat hierdie ou gedoen het, of daardie persoon aangejaag het. So dis natuurlik dat ons van tyd tot tyd van mense gaan praat, oor mense gaan praat, maar disippels moet altyd die vraag vra, hoe praat ek? En hoekom praat ek? Want as jy praat net om geselskap te maak van jou medegelowiges agter hulle rug, dan praat jy nie vir die regte redes nie. As jy praat sonder liefde en 100% liefdesintensies van jou medegelowiges agter hulle rug met konfidensiële medegelowiges, dan praat jy nie op die regte manier nie. So die vraag wat ons onsself moet vra is, wat is my intensies, wat is my motiewe? Is dit selfgerig of in liefde? Is dit om te bou of af te breek? Partykeer is dit nodig vir my om van jou te praat, sonder dat jy dit weet. Sonder dat jy dit weet, word jy bespreek. Want ek moet vir Lydia sê, luister, ek kom agter, daar's iets nie lekker by hierdie gesin nie. Reël asseblief vir my 'n huisbesoek. Of het jy die reaksie of die optrede van hierdie of daardie persoon gesien Sondag of wanneer ook al, kan ons asseblief nader kyk na hierdie situasie, dis buitengewoon. Praat ek van my lidmate natuurlik, maar wat is my intensies? Wat is die intensies waarmee 'n mens kommunikeer? Dis om mense in die liefde van die Here terug te trek en naby te hou, en ook te weet wanneer om daar te wees. Want partykeer weet mens net nie. En daarom sê die Here vir ons in hierdie gedeelte, die tong het mag oor dood en lewe.
Daar word vir ons geleer dat jou praat is 'n magtige ding. Jou praat het groot gevolge. En ek weet van myself, ek praat maklik. En daar's baie ander van ons wat baie maklik praat. Maar meet ons dit aan daardie maatstaf om te sê, my praat is 'n magtige ding. My praat het groot gevolge. Of miskien hoe ek met my vrou praat, of met my kinders, of met medegelowiges. Ek weet ek is skuldig daaraan, dat die manier wat ek praat, en die rede vir hoekom ek praat, nie altyd die regte manier is nie. So, die Here leer vir ons in hierdie teks, dat daar by disippels 'n sensitiwiteit moet ontwikkel, en 'n sensitiwiteit moet groei, oor hoe ons teenoor mekaar praat. Dit kom eintlik al van die 10 gebooie af, waar die Here sê, moenie van mekaar lelik praat, of vals getuienis van mekaar gee nie. So, die Here sê nie daar, gee geen getuienis van iemand nie. Hy sê, moenie 'n vals getuienis gee nie. So, besef dat wat jy praat, en hoe jy praat, en wanneer jy praat, het groot gevolge. Daar is natuurlik bewegings wat aan hierdie teks 'n baie verkeerde konnektasie gee, en verkeerde dinge daaroor sê, om te sê, goed so spreek lewe. Die tong het mag oor lewe en dood, en daarom moet ek en jy lewe spreek. As ek sal spreek dat my kanker weggaan, dan sal dit weggaan. So glo sekere groeperings. Ons moet nie verwar wat in God se hande is en wat in mense se hande is nie. Om lewe te skep en lewe te neem, is in die hande van hom wat geskaap het. Hy is die enigste een wat lewe maak, wat lewe onderhou. Hierdie teks gaan daaroor dat die Here in ons roeping inbou, dat ons mekaar moet opbou met wat ons praat en hoe ons praat. Is dit nie presies die laaste opdrag wat Jesus ook vir sy disippels gegee het, as hy sê, gaan na die nasies toe, en dan praat jy met hulle oor my. Dis wat hy vir sy disippels sê. Gaan na die hele wêreld toe, gaan bou die wêreld op, gaan verander die wêreld, gaan maak mense nuut, deur jou praat, Jesus gerig te maak. Dis wat hy sê. So, die spreek leer vir ons, dat woorde kragtige gevolge kan hê. Dat lewe kan lewe bring, of hulle kan lewe bring of dood veroorsaak. Letterlik. In die sin dat jou woorde iemand kan so seer maak dat hulle al in hulle self totaal vergaan. Jesus sê vir ons in Matteus 5, elkeen wat sy broer uitskel vir 'n idioot, met ander woorde, vir iemand sê hy's 'n gek, of hy's 'n swakkeling, of wat ook al, iemand wat afbreekend praat. Dis eintlik wat Jesus sê. Sê iemand wat afbreekend praat, is strafbaar. Nee. Iemand afbreekend praat, het bietjie doodgemaak in iemand anders se lewens. Wat wil die Here hê ons moet doen? Hy wil hê dat ons sal besef dat ons woorde is kragtig. Dat jou tong het mag, en dat hy wat die Here is, deur sy gees en deur sy woord, die wysheid op jou lippe lê, soos hy die profeet met 'n kool op die lippe aanraak, die wysheid op jou lippe hê, om op 'n manier te praat, dat dit ander mense se lewens opbou. Dat dit ander mense se lewens verbeter. Dinge soos, om iemand te wees wat 'n bemoediger is, om iemand te wees wat altyd vrede soek, om iemand te wees wat die wysheid van die Here deel, om iemand wat niks anders as die opbou van jou medegelowiges soek nie. Die dood in daardie gedeelte wys na skade en verdeeldheid en verwoesting en geestelike of sosiale ondergang. En ons weet, ons kan dit maklik met mekaar doen. Ons kan mekaar op 'n sosiale manier afbreek, in sosiale media, in gesprekke, in of ek met jou meng of nie. Maar dis nie wie die Here ons roep om te wees nie. Hy roep ons om mense te wees wat sê, my praat is belangrik, en my praat moet Jesus wees. Want die tong wys wat in die hart is. Matteus 12 vers 34 staan daar, uit die oorvloed van die hart spreek die mond. En die moeilikheid van ons is, en wat jy van jouself moet besef,
wat ons vanoggend weer gehoor het ook, in klein wees voor die Here, is dat ons is van nature sondig. En daarom is ons woorde, en wat ons oor mekaar dink en sê, soms met sonde besmet. Dit moet jy weet. As jy nie weet daar is 'n fout nie, dan gaan jy nie werk om daai fout reg te maak nie. Ek weet dat partykeer praat ek op 'n sondige manier oor ander mense. As ek dit nie van myself herken nie, gaan ek nie daaraan werk om dit reg te maak en te sê, maar ek moet op 'n liefdevolle manier, al is dit oor teregwysing, praat oor ander mense. Ek moet op 'n opbouende manier praat oor ander mense. Hierdie gedeelte in Matteus 12 sê vir ons dat jou woorde openbaar jou innerlike toestand. Lewe jy uit die vlees of lewe jy uit die gees? So wat vir my belangrik is, dis om my woorde op 'n vlak te kry waar ek regtig waar die Here verteenwoordig en hoe ek praat, is om my verhouding met hom al hoe meer te laat groei en te bou op al die boustene wat hy gee vir 'n verhouding met hom. Om in my verhouding aan hom oor te gee, sodat ek iemand is wat 'n naseër is van Jesus. Dat ek iemand is wat praat in liefde. Weet, baie mense is lief daarvoor om na Jesus in die reiniging van die tempel te verwys, as Jesus wat ook kwaad en woedend geraak het. Dis een voorbeeld van hoeveel miljoene voorbeelde van alles wat opgeteken is en nie opgeteken is nie. En nog steeds as hy dit doen, dan praat hy op 'n manier wat opbouend is. Dis die huis van my Vader, kom ons respekteer dit. As Jesus met sy adversaries, met sy vyande gesels, dan doen hy dit nie soos ek en jy dikwels wanneer ons vassit, vol emosie en woede en aggressie nie. Hy gesels met die fariseërs. Hy gesels met die skrifgeleerdes. In die waarheid en in liefde. Dis die manier wat hy praat. Daarom moet ons innerlike toestand so kry, dat ons tong pas by daardie toestand. En dit gee vir ons die feit dat dit 'n verantwoordelikheid en 'n genade is. Die woord van die Here leer vir ons, dat ek en jy moet volledig verantwoordelikheid aanvaar vir ons woorde. Maar ook volledig afhanklik wees van die genade van die Here, om daardie woorde te vorm. Want as dit uit myself uit moes kom, sou dit met sondigheid besmet gewees het. Elke keer in my lewe, in my persoonlike lewe, wanneer ek optree uit myself, maak ek mense seer. Breek ek mense af, maak ek verhoudings stikkend. Maar elke keer wanneer ek my neerbuig voor die Here, en sê, Here, gee U nou elke woord, laat Reinhard terugstaan, ver weg van hierdie situasie. Laat U in hierdie situasie die middelaar wees. Dan word daar opgebou en uitgebou en beter gemaak. In elke so gesprek het ek slegs nog liefde en vrede gevind. En dis presies wat die Here van ons soek. Jakobus 3 gebruik soortgelyke taal as dit sê, die tong is klein, maar kan groot dinge doen, goed of kwaad. En in die vernuwing wat die Heilige Gees in ons werk, moet ek en jy elke oomblik in ons lewe kies om met ons woorde goed te doen. In die uitdra van alles wat van Jesus afkom. Die tong is 'n instrument in God se hand wat ons moet gebruik om die Here te verheerlik. In die derde deel van die katekismes praat, en nou moet ons onthou, die katekismes is 'n opsomming van die skrifleer, van wat die Bybel leer. In die derde deel praat oor ons dankbaarheidslewe. En dis eintlik daai veranderde identiteit in Jesus Christus ons Here. Die Here Jesus sê vir ons, julle is reg gesnoei deur my woorde wat julle gehoor het. Julle is in Christus se dood gedoop en saam met hom het julle in 'n nuwe lewe opgestaan. Paulus bely, dis nie ek wat lewe nie, maar Jesus Christus wat deur my lewe. Julle wat Jesus Christus bely, word nou kinders van die Vader genoem, erfgename van die ewige koninkryk. Ons het vanoggend gehoor, in teenstryd met die Patria Potestas, word ons in die arms van die Vader geneem en aangeneem en identiteit gegee, dis wie ons is. En nou sê die Here vir ons, omdat julle dit is, het julle 'n verantwoordelikheid in die gebruik van julle tong as 'n koninkryksinstrument. Dat dit wat hier gebeur en gevorm word, die koninkryk van die Here uitbou.
Kyk daar wat sê Efesiërs 4 vers 29 vir ons, laat geen vuil woord uit julle mond kom nie, maar net 'n goeie woord. En dit gaan nie daaroor om net seker te maak jy sê nie 'n kraswoord of 'n vloekwoord nie. Dit gaan glad nie. Dit is glad nie so platonies of oppervlakkig nie. Dit gaan daaroor dat die woorde wat uit jou mond uitkom koninkrykswoorde is en bou en nie breek nie. So die eerste ding wat ons sien of punt wat ons aanraak is God help jou met sy en ander se woorde. So as die Here tot ons spreek vanuit sy woord in die Bybel en dit hoor ons op verskillende maniere. Vandag het julle 'n preek gehoor in die oggenddiens. Meeste van julle was daar. Nou hoor julle weer 'n boodskap in die aanddiens. Julle het dalk persoonlike Bybelstudie gedoen vanoggend toe julle opgestaan het of dalk vanmiddag 'n gedeelte gelees uit die Bybel uit. Of môreoggend staan jy op en die eerste ding wat jy doen is Bybelstudie. Wanneer jy die woorde van die Here hoor, dan hoor ons soveel van wie die Here is en wat hy doen. Maar wat ons ook daarin moet sien is dat die Here ons daarin help en vorm om na te sê wat hy sê. Doen jy Bybelstudie met dit in oog? Om te sê wat die Here vanoggend met my besig is uit Lukas 15 uit. Wil ek so deel van myself maak dat ek vir iemand anders dit kan gaan getuig? Of doen ek dit nou maar net om dit klaar te maak? Om na te kan sê wat die Here sê met een van die doele wees wat ons het met Bybelstudie. Want God help my in dit. Hy bou my op in dit. Hy verryk my lewe met dit. En wat ek wil gaan doen in ander mense se lewens is om hulle te help, hulle op te bou, hulle lewens te verryk deur die woord van die Here na te praat. So ook in situasies wat jy bespreek moet word. Miskien is daar 'n keer wat jy op die kerkraad bespreek moet word. Is dit omdat ons sleg is of snaaks wil wees of aandag wil kry of wat ook al? Dis nie die doel van dit nie. Wanneer ek jou of jy my bespreek agter my rug selfs in die liefde van Christus om te sê ek soek die beste. Kom sê een van julle praat oor my. Ek weet van julle praat oor my. Stories loop maar, dis die gevaar daarvan, nê. Om te sê ek soek die beste vir Reinhard. En hierdie wat nou gebeur is nie. Dan kan jy maar oor my praat. Dankie daarvoor. Want die Here sê vir ons, as een van julle in een of ander sonde val met julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghaal. Prys die Here se naam as jy in daai gees en in daai sin en in daai liefde agter my rug van my praat. Maar andersom glad nie. Dan die tweede ding wat ons moet onthou is die Here verbied skinder. Mense wil partykeer amper hier sit, die Here verbied die huisgenoot. Is daar nog 'n huisgenoot? Raggies, julle sal weet julle verkoop hom. Nee, dankie. Die Here verbied skinder. Want wat doen skinder? Nou moet ons onthou, skinder is die negatiewe van hierdie. Ons het gepraat oor die positiewe, jy praat agter my rug om my te help. Maar skinder is die negatiewe. Skinder is die beslegting van iemand. Skinder is wat ek agter jou rug van jou kan sê, maar nie bereid is om voor jou te sê nie. Skinder is lelik praat van mense. Hoor bietjie hierdie harde taal. Spreuke 11 vers 13, 'n skinderbek maak 'n geheim bekend, maar iemand wat betroubaar is, hou iets vir homself. 'n Skinderbek, 'n onbetroubare mens, word hier gesê, nê. Nee. Spreuke 16 vers 28, 'n verdraaier saai twis en 'n skinderbek skei selfs goeie vriende. Hoe bekend is ons hiermee, nê? Nee. Dat mense se stories sonder konteks, sonder om 'n persoon te verstaan, sonder om rede te hê, selfs vriendekringe uitmekaar slaan. Selfs in gemeentes gate slaan. Hierdie verse wys ons dat skinder nie maar net iets onskuldig is om gesprekke tussen mekaar mee te vervul nie. Dit kan verhoudings vernietig, dit kan mense teen mekaar draai en is iets wat die Here jou verbied om te doen. Dis iets soos die positiewe kant waaraan ons moet werk, wat die Here ons roep om ook te werk om die negatiewe kant daarvan te vermy. Want
God verwag dat ons mekaar met liefde behandel. Efesiërs 4 vers 29 sê, dat daar geen vuil woord uit julle mond kom nie, maar wat goed en opbouend volgens die behoefte is, sodat daar met genade geluister kan word. Jakobus 4 vers 11, broers, praat nie kwaad van mekaar nie. Praat goed, jou woorde moet ander opbou, dit moet nie ander afbreek nie. Om oor iemand te skinder is in wese om hulle met jou woorde te vernietig. Hulle met jou woorde te slaan. Dit is eintlik 'n lafhartige manier om iemand te vuishou in die gesig te gee, is dit nie? Om van iemand te skinder, dink daaroor. Dis die lafhardse manier om iemand 'n klap oor die wang te gee. Want dis presies wat jy doen, jy breek hulle af, jy maak hulle seer. Skinder word in die Bybel verbind met allerhande ander lelike sondes. Ek het dit nou nie daar opgesit nie, maar in Romeine 1 vers 29 sê Paulus, die mense wat vol van allerlei ongeregtigheid, lasteraars, haters van God, kwaadsprekers, sit dit in daai selfe poel van dinge wat mense doen. Die Here haat dit as ons nie in liefde oor mekaar en van mekaar praat nie. Daarom lê die wysheid in stilte en selfbeheersing. Wat beteken die stilte waarvan hier gepraat word? Sê die Here dan, jy moet nooit praat nie. Sê die Here dan, jy moet nooit jou opinie gee, of nooit jou mening lewer, of nooit jou bekommernis uitspreek, of iemand anders se probleem aanspreek nie. Sê dat jy moet net altyd stil bly. Ek weet ons mans aanvaar partykeer is die beste ding om te doen in jou huwelik, want dis al hoe jy lewendig gaan bly. Maar dis nie die waar ek speel net, Marlies. Gelukkig weet jy is vanaand te moeg om eers met my daar hieroor te gabbel. Hierdie stil bly beteken nie stil bly nie, maar dit beteken verrekende woorde. Kan ek reguit praat? Hou op nonsens praat en dink oor wat jy sê, want jou woorde het krag. Jou woorde het mening in iemand anders se lewe. Jy kan dalk dink, dis net 'n onskuldige ou grappietjie, maar vir daai persoon maak dit diep seer, want jou woorde dra krag. En dis wat ons in ons gedagtes moet hou. Spreuke 20 vers 19, wie rondgaan en skinder verklap geheimenisse, moenie omgaan met iemand wat te veel praat nie. So dit nou gelees ook. Met ander woorde, wat doen ons? Ons praat verrekend. Spreuke 21 vers 23, wie sy mond en tong bewaar, bewaar sy siel van benoudheid. Bewaar jou tong en jou mond. 'n Wyse mens weet wanneer om stil te bly. En 'n disipel van die Here Jesus weet om te sê, ek praat evangelie, ek praat koninkryk, ek praat vergifnis, ek praat liefde. Ek raak nie by skinder betrokke nie. En wat ons kan doen, geliefdes, is om maar net ons Here Jesus se voorbeeld te volg. Jesus het nie mense agter hulle rug sleg gesê nie, selfs nie toe hulle hom verraai het nie, selfs nie toe hulle hom belaster het nie. Hy het stil gebly of die waarheid in liefde geleer. Dit was sy maatstaf. Kan ons sê, soos die Engelse sê, dit was sy motto. Ek bly stil of ek leer die waarheid in liefde. 1 Petrus 2 vers 23 vir julle wat notas neem. Wat sê die Here van ons tonge? Wat is die werk van jou tong? Wat moet jy huis toe vat vanaand en invat in hierdie week en werk maak van om deel te maak van jou karakter? Een sin, laat jou tong getuig. Laat jou tong nie afbreek nie, laat jou tong nie skeer maak nie, laat jou tong nie sleg maak nie, laat jou tong nie gate maak nie, laat jou tong getuig. Dis die frase wat jy moet onthou van vanaand. Om te sê, die woorde wat ek praat, is evangelie, dis Jesus, dis koninkryks woorde. My tong getuig. Kom ons bid saam. Here, hierdie is vir ons as mense, want ons praat maklik. Dis maklik om te praat. Dis maklik om gesprekke se gaps te vul met stories oor ander mense. Dis vir ons as mense 'n moeilike ding. Ons verstaan ook nie mekaar se karakters en lewens nie. En daarom kan ons baie maklik uitsprake maak. Ons is almal skuldig daaraan. En ons bid dat U in ons harte sal werk deur die Gees en dat ons regtig waar die wysheid van U woord, want dis alwaar ons wysheid kry is by U woord. Dit sal vat
en ons tonge getuienistonge sal maak. Dat dit wat oor ons lippe kom, die dinge van U is. Want ons weet U woorde bou, elkeen wat U woorde hoor, word daarmee versadig, sodat hulle nooit weer honger of dors kry nie. Ons bid daarom, Here, dat U deur die Gees ons sal lei om mense te wees wat tonge vol getuienis het, en dat ons in liefde van mekaar en oor mekaar sal praat, in getuienis van U. Ons kan dit alleen regkry as U Gees vir ons die krag gee, en U wil gee, en U woord vir ons die wysheid gee. Gee dat ons daarin sal oorgee, in Jesus se naam. Amen.